As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Goeiemôre gemeente. So na Hemelvaart begin ons erediens vanoggend met 'n gebed en dan daarna sonder aankondiging gaan ons Vonk 72 sing en dan kan julle bly staan vir die uitspreek van die seën. So terwyl ons sommer net so bly sit, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here ons God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here ons dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Mense met verskillende agtergronde, met verskillende uitkyke op die lewe, mense wat op verskillende plekke in hulle geloofsverhouding is.
wat hier by mekaar kom, Here, om na U woord te luister. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om saam te kan sing, saam stil te kan raak in gebed, na U woord te kan luister in Afrikaans, en dan ook, Here, die grootste voorreg van alles, om U teenwoordigheid te ervaar. Here, U sê self in die woord, daar waar 2 of meer in my naam is, daar is ek ook. En daarom dank ons U, Here, dat U hier teenwoordig is. En ons vra U, dat U hierdie erediens sal seën. Dat alles wat ons sing, alles wat ons sê, alles wat ons doen, alles wat ons dink, Here, dat dit tot lof van U sal wees. En dan, wanneer ons vandag hierdie kerkgebou verlaat, bid ons ook, Here, dat hierdie woorde, hierdie prediking in ons harte sal bly. Dat U ons sal herinner, reg deur die week aan wat U van ons verwag, hoe lief U ons het, en die verantwoordelikheid wat ons as kinders van U het. Lei ons dan nou, Here, want ons weet, ons kan nie sonder U nie. Amen. Geliefdes, Psalm 19 groet ons met die woorde: Die hemel getuig van die mag van God. Met die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee berig deur aan die ander dag, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld. Geliefdes, mag julle vandag, maar ook elke dag, die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die vrede en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.
Geliefdes, die wil van God is nie daar om ons pret te bederf of om ons lewe totaal en al vervelig te maak nie. Die wil van God is eintlik juist daar om ons, soos wat mense baie keer sou sê, teen onsself te beskerm. En wanneer ons na die wil van die Here luister, dan moet ons onsself afvra, maar lewe ek so? Doen ek wat God van my vra? Dit moenie 'n lysie word wat ons net aftik, soos wat die Jode geglo het nie. Want 'n verhouding met God gaan oor baie meer as net dinge op 'n lysie reg doen. Maar wanneer ons sê, ons glo in God, wanneer ek vir die wêreld bely, ek is 'n Christen, ek het 'n verhouding met die Here, dan moet ons lewe lyk soos die van 'n gelowige. En dit is dan waar die wil van God inkom. Ek lees vanoggend dan vir ons die wil van die Here soos verwoord deur Gesang 2:4-9. God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit sonde, slawerny gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen ander God hê buiten my nie. Gebruik die Here sy naam nooit ydel nie, want hy is waaragtig en trou. En hy sal die wat hom belaster straf, maar die wat hom liefhet word behou. Eer jou ouers en eer die owerhede, want God gee aan hulle gesag, en die belofte van 'n nuwe lewe sal jou dra en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie jaloers wees nie. Liefde moet jou lewe rig. Moenie die eg verbreek nie, want behou dit wat God in liefde stig. Jy moet ook nie van jou naaste steel nie. Wees in alles wat jy doen getrou. Moenie aan valse dinge deelneem nie. Laat jou lewe by die waarheid hou. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U Gees bring vir ons heil deur Christus. En nou kan ons leef in dankbaarheid. Geliefdes, julle kan net so bly sit, terwyl ons volgende gesang dan sing. Hierdie gesang staaf eintlik dit wat ons gelees het in die wet, so julle kan net so bly sit en dan sing ons gesang 212. Die groot rede agter hierdie gesang is die feit dat ons weet, selfs al kan ons nie altyd alles volgens die wil van die Here doen nie, bly God genadig.
Gemeente, voordat ons dan nou uit die woord van die Here uit lees, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, vanoggend dank ons U weer vir die son wat daar buite skyn. Ons dank U dat ons kan sien hoe die herfsblare begin afval, hoe die seisoene verander, maar ook hoe U steeds in beheer bly. Here, wanneer ons so na die weer kyk en na die wêreld om ons, wanneer ons kyk na alles wat in die Kaap en in die wynroete gebeur, Here, dan bid ons vanoggend spesifiek vir al daardie swaar kry. Daar waar oorstromings, mense se huise, mense se werke, mense se paaie, elektrisiteit, kommunikasie van hulle af weggeneem het. Here, ons weet daar is baie hartseer, daar is baie onsekerheid, daar is baie verlies. Maar ons weet ook, Here, U genade is groot. En U is saam met elke een van daardie mense ook. Mag hulle in hierdie moeilike tyd op U vertrou, mag hulle U teenwoordigheid en U krag ervaar. En hier, waar ons ook dan nou in die winter ingaan, Here, is hier ook baie mense wat vandag hier sit, met onsekerheid, met vrees, met moedeloosheid. Here, U ken elke een van ons. U herinner ons in die woord, dat U selfs weet wanneer daar 'n haar van ons hoof afval. Daarom weet U wat ons dink, U weet wat ons bang maak, U weet wat ons gelukkig maak. U weet, Here, waarmee sukkel ons. U weet of ons geloofslewe stil staan, of dit bietjie agteruit gaan en of dit groei. U weet wat ons nodig het, Here, en daarom bid ons vanoggend vir elke mens wat hier in die erediens sit, maar ook vir elke lidmaat wat nie vanoggend hier is nie. Ons bid ook vir Dominee Marius en sy gesin, Here, en ons vra dat U teenwoordig sal wees in elke een van ons se lewe. En wanneer ons dan nou na U woord luister, maak ons gedagtes gefokus op U. Here, want in 'n wêreld met sosiale media en waar dinge so vinnig op ons fone gebeur, is ons aandag geneig om so maklik af te dwaal. Ons aandag is kort en dan luister ons nie noodwendig altyd na wat U vir ons wil sê nie. Maar mag ons stil raak, Here. Mag ons U teenwoordigheid inneem. Mag ons luister en werklik verstaan wat vanoggend se teksgedeelte vir ons wil sê. Here, en dan bid ons ook vir al ons lidmate wat siek is in die hospitaal. Ons bid vir die kinders wat nou amper gaan begin met eksamen. Ons bid vir ons bejaardes wat bietjie swaarder kry in die winter, met al die kieme en hulle gesondheid wat nie noodwendig so goed is nie. Ons bid vir ons huwelike. Here, want ons weet, 'n gelukkige gesin, 'n gesonde gesin is so kosbaar. En daarom is dit een van die broose plekke ook. Ons bid, Here, dat U saam met ons sal wees deur hierdie week wat voorlê. Dat U ons sal lei en herinner dat U hierdie pad saam met ons stap. Amen. Geliefdes, donderdag het ons Hemelvaart gevier. En Hemelvaart is ongelukkig deesdae een van daardie Christelike dae wat baie keer net so ongesiens verbygaan. Ons sal dalk op sosiale media 'n prentjie plaas om te sê, ons weet dit is Hemelvaart en ons dink daaraan. As ons gelukkig genoeg is om 'n erediens by te woon, dan doen ons dit ook. Maar oor die algemeen gaan die dag maar net normaal aan. Die kinders moet skool toe gaan,
ons moet werk toe gaan, verkeer bly dieselfde, al die huistakies het nie verander nie. En so gaan die belangrikheid en die kosbaarheid van die hemelvaart ook baie keer net so ongesiens verby. Maar wat die hemelvaart eintlik so kosbaar maak is hierdie tydjie tussen hemelvaart en Pinkster, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, het die disippels baie keer gevoel soos hulle staan tussen niks en nêrens. Hulle het nou hulle rabbi, hulle geliefde leermeester aan die dood afgestaan met die kruisiging. Hulle was verward en seer en kwaad en de mekaar en toe word hy uit die dood uit opgewek. En toe het hulle weer 'n ander warboel van emosies ervaar oor, maar wat gebeur dan nou volgende en is dit regtig waar? En hy toe aan hulle verskyn meer as 40 keer in daardie 40 dae. Hy het saam met hulle geëet, saam met hulle geloop, saam met hulle gepraat, saam met hulle geleef. En net toe hulle weer begin hoop kry, dat daar tog dalk nou verandering kan gebeur, toe sê Jesus vir hulle, maar hy gaan nou weggaan. Hy gaan hulle nie verlaat nie. Hy gaan vir hulle die Heilige Gees stuur, wat hulle gaan versterk en wat vir hulle gaan krag gee en wat hulle gaan help, maar hy as mens gaan nie meer fisies teenwoordig wees nie. En dan as 'n mens na die gedeelte in Handelinge kyk, dan sien 'n mens waar hy opvaar na die hemel en 'n wolk hom wegneem en hoe die disippels eintlik net staar. Weereens 'n teken dat hulle verward is. So half nie weet wat is die volgende stap nie, waarheen nou? Geliefdes, en ons voel baie keer ook so. Ons weet wat God wil hê. Ons weet wat ons vir ons lewe beplan. Ons weet net nie altyd lekker hoe om daar uit te kom nie. Ons weet ons is nie meer waar ons was nie, maar ons is ook nog nie heeltemal waar ons moet wees nie. En baie keer voel ons ook so, net so tussenin, in daardie fase. Hierdie gedeelte in Josua wat ons vanoggend gaan lees, Josua 3, stem baie ooreen met hoe die disippels moes gevoel het in daardie tyd tussen hemelvaart en die uitstorting van die Gees wat Pinkster is. Maar dit gaan dalk ook vir julle vandag net weer 'n nuwe perspektief gee oor waar jy in jou lewe is. So kom ons lees dan nou, ons lees die hele Josua 3. En elke keer as ek sê ons lees die hele hoofstuk, dan is daar baie keer so gevoel, want mense raak verveeld as die Bybeltekste te lank raak. Maar hier is nie 'n lang teks nie, dit is maar 17 verse, maar is 'n verhaal, en is so 'n mooi verhaal. So kom ons luister en lees dan nou saam uit Josua 3, vanaf vers 1 tot 17. Josua het die môre vroeg van Sittim af vertrek en by die Jordaan aangekom. Hy en al die Israeliete. Hulle het daar oorgebly voordat hulle deur die rivier sou trek. Na 3 dae het die beamptes van die kamp deurgegaan en die volk beveel: wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan nie. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter. Moenie te naby hom kom nie. Josua het vir die volk gesê: reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle.
En vir die priesters het Josua gesê, tel die verbondsark op en stap voor die volk uit. Hulle het die verbondsark opgetel en voor die volk uitgeloop. Toe sê die Here vir Josua, ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan, wanneer hulle by die waterkant kom. Josua het vir die Israeliete gesê, kom nader, luister na die woorde van die Here, julle God. Daarna sê hy, hieraan sal julle weet, dat die lewende God tussen julle is, en dat hy die Kanaaniete, die Hetiete, die Jewiete, Feresiete, Girgasiete, Amoriete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 man uit die stamme van Israel, een uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, gesny word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente af vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is die Jordaan gewoonlik vol, oor al sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlak water kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan. Ver boontoe by Adam, die stad langs Saretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het reg oor Jerigo deurgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgaan, tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. Geliefdes, ons lees vanoggend net tot sover. Wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk, is ons geneig om prentjies wat in die kinderbybel was, in ons kop te herroep. Nou wat die kinderbybel gedoen het, is hulle het 'n groepie mense geteken, uit die aard van die saak kon hulle nie baie teken nie, maar so hierdie prentjie in ons kop van, die volk van God was maar 'n paar mense, is eintlik so verkeerd, want ons vergeet dat God se volk op hierdie stadium honderde, duisende manne sterk was. So wanneer ons 'n wonderwerk soos hierdie lees, dan is dit nie net 50 mense wat deur 'n rivier moet beweeg nie. Dis nie net 100 mense wat moet trek nie. Dis 'n massa mense wat saamgeneem moet word. Nou, ek het aan die begin gesê, die disippels van Jesus Christus het gevoel asof hulle tussen iets is, maar ook nog nie bereik het waar hulle moet wees nie. Hulle is tussen disippels wees, wat geleer het by Christus en apostels word wat moet gaan verkondig. En so was dit met die volk van die Here ook. Vir 40 jaar het hulle deur die woestyn getrek en was Moses hulle leier gewees. En al was hulle baie keer ongehoorsaam, en al het hulle baie keer kwaad geraak vir Moses, en al was hulle baie keer moeg vir die woestyn en negatief en het gesondig, het God by hulle gebly en was Moses 'n baie goeie leier
en voorbeeld vir hulle. Maar nou is Moses oorlede. En daai bekende stem, daardie leierfiguur waarna hulle opgekyk het, is nie meer daar nie. Hulle het nou 'n nuwe leier, Joshua, maar hulle ken hom ook nog nie eintlik nie en hulle weet nie of hulle hom vertrou nie. En nou is hulle deur die woestyn. Dit wat hulle so lank gehoop het en voorgebid het, vir 40 jaar lank het hulle deur die woestyn getrek en hulle is nou deur die woestyn. En Kanaan, hulle beloofde land, waarvan hulle so baie al gehoor het, lê net daar, voor hulle. Tussen die woestyn en die beloofde land. Tussen waar jy was en waar God wil hê jy moet wees. Lê die Jordaanrivier. En weer eens, gemeente, moet ons nie dink aan die Jordaanrivier as 'n stroompie nie. Dit was 'n magtige rivier wat in die see ingevloei het. En die skrywer maak dit pertinent dat ons moet weet hierdie Jordaanrivier was in vloed. So hy het al die sneeu van die berge wat in die winter daar lê, het gesmelt en het afgekom, so die walle het oorstroom. Daar was nie 'n plekkie waar die rivier bietjie vlakker was nie. Daar was nie 'n brug waaroor die mense kon loop nie. En hierdie magdom mense, met hulle tente, met hulle kinders, met die ark, moet deur hierdie rivier gaan. Dit lyk soos 'n onmoontlike taak. En ek dink soos wat die disippels gevoel het toe Jesus opvaar, van wat nou? Waarheen nou? Net so het die volk ook gevoel. Die Here het ons nou deur die woestyn gedra. Ons is nou hier. Nou wat nou? Hoe nou? Waarheen nou? Gemeente, en voordat ons aangaan met hierdie verhaal, wil ek hê jy moet na jou eie lewe ook bietjie kyk. En vir jouself afvra, maar ek is baie keer ook in daai selfde situasie. Ek werk aan my geloofsverhouding met die Here. Ek probeer groei, ek probeer tyd maak vir die Here, ek probeer tyd spandeer saam met God. En party dae gaan dit so goed, ek is nie meer waar ek was nie, maar ek weet ek het nog baie om te groei. Of ek is in 'n werksituasie en die werk verwag van my om goed te doen wat teen my waardes is, teen my Christelike geloof is, maar ek weet nie eintlik hoe om dit anders te benader nie. Ek is in 'n verhouding of in 'n huwelik waar dit swaar gaan. Dit is nie meer soos wat dit was nie. Finansieel gaan dit nie meer so goed nie, of ons kinders het die situasie verander, dalk 'n fisiese gesondheidsuitdaging, en nou weet ek ons kan kom waar ons moet wees, maar ek weet nie hoe om daar te kom nie. Ag geliefdes, so kan ons opnoem, scenario agter scenario, oor wat jou in dieselfde posisie kan plaas. Waar jy aan die oewer van 'n rivier staan, wat magtig is met water. En waar jy weet, jy moet aan die ander kant kom, en jy weet nie hoe nie. Geliefdes, die Here kon die volk weer met 'n ompad laat trek. Wat sal 'n paar dae of weke langer in die woestyn tog nou saak gemaak het? Hulle was 40 jaar in die woestyn. Die Here kon die rivier gestop het, sonder enige menslike betrokkenheid. Maar die Here kies om die volk tot daar, by die oewer van hierdie vol rivier te bring. En vir hulle te sê, glo jy my?
Wat so mooi is van hierdie verhaal eintlik is, die volk het na Moses gekyk vir alles. Na al hierdie jare het hulle geweet, Moses is 'n man van God. En nou is Joshua daar en hy is die nuwe leier, maar God sê nie vir die volk, volg vir Joshua nie. God sê vir die volk, volg die ark. Want die ark was die simbool dat God teenwoordig is. Die ark was die simbool vir die volk dat God daar in hulle midde is. So indirek sê hierdie verhaal eintlik vir ons, God sê vir die volk, volg my. Moenie loop as ek nie sê loop nie. Moenie jou eie planne maak nie, en wanneer ek loop, volg my. Tree vir tree. En dan kom hulle by die oewer, en hier is die wonderlike ding. Die Here stop nie die water nie. Die Here sê vir die priesters, julle moet julle voete in die water sit. Julle moet daar die eerste tree gee. En nou kon die priesters gesê het, Here, maar hierdie water is baie sterk. En as een van ons gly, dan gaan die ark en ons wegspoel. Here, ons kan nie met die ark in die water nie. Wat van as die ark nat word, dit gaan hom vernietig. Here, ons kan nie swem nie. Hoe gaan ons deur hierdie water kom? Menslik kon al hierdie redenasies deur hulle koppe gegaan het, deur hulle gedagtes gegaan het. Soos wat ons ook doen wanneer ons voor 'n rivier staan. Wanneer ons voor 'n besluit staan waar God sê, vertrou jy my? Gee jou tree in geloof. Dan is ons ook baie geneig om te sê, maar Here, wat as dit nie uitwerk nie? Of Here, ek het nie die finansies nie. Of Here, maar wat as ek my werk verloor? Of Here, wat as die toetsuitslae negatief is? Here, wat as? En die priesters gee die eerste tree en hulle trap met die ark in die water. En daar gebeur die wonderwerk. Die water stop. Dit vorm 'n muur van water en af na die see toe is dit kurkdroog. En daardie honderde, duisende Israeliete kan deur die rivier stap. Droog. Maar kyk wat gebeur hier, geliefdes, die ark beweeg nie. Die ark bly daar in die middel van die rivier. Want die Here sê vir ons, hy sê vir jou vandag, ek vat nie die storm weg nie. Ek vat nie die vloedwaters weg nie. Ek is in die middel van daardie vloedwaters, daardie storm, saam met jou. As jy my genoeg vertrou en daardie eerste tree gee, ek is daar, saam met jou. En die priesters het daar gebly, totdat die laaste persoon deur die rivier gestap het. En eers toe die priesters met die ark aan die ander kant van die wal kom, het die water weer begin vloei. Geliefdes, ons lees hierdie verhale in die Ou Testament en dan dink ons, ja, dis mooi en dis waar, maar ons vergeet dat dieselfde God, wat dit vir sy volk gedoen het, is dieselfde God wat nou nog in jou en in my lewe teenwoordig is. Dieselfde God wat weet hoe gaan dit in jou huwelik. Dieselfde God wat weet hoe gaan dit met jou finansies. Dieselfde God wat weet hoe gaan dit met jou gesondheid, met jou verhouding met jou kinders, by die werk. Dis dieselfde God.
En as hy kon wonders doen, en vergewe, en lei, vir sy Israelitiese volk, waarom sal hy dit nie doen vir ons nie? En net so na hemelvaart het Jesus opgevaar en vir sy disippels gesê, maar wag, glo my en vertrou my. Gee net daardie eerste tree. En so sê hy vandag vir jou ook. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar God doen. Ek weet nie langs watter rivier jy staan nie, maar God doen. En hy stuur hierdie verhaal in Joshua om ons te herinner dat as jy daai eerste tree gee, staan hy in die middel saam met daardie water, saam met jou. In die middel van daardie water, saam met jou. As mens verder lees in Joshua 4, dan sien 'n mens dat Joshua vir die volk gesê het, elke stam moet nou 'n klip optel en hulle moet 'n altaar bou. Want sien ons mense vergeet so maklik dat God vir ons goed is. En dan wanneer die kinders eendag kom en hulle sien hierdie klipaltaar, dan kan hulle vra, maar hoekom is hierdie klipaltaar hier? En dan moet jy vir hulle vertel dat God jou deur hierdie rivier gehelp het. Deur hierdie woeste tyd, deur hierdie uitdaging. En dis wat ons ook moet doen, geliefdes. God vra jou om hom te vertrou. God herinner jou, hy is saam met jou. Hy is nie aan die ander kant van die wal wat jou roep en sê kom nie, hy is saam met jou. En as jy aan die ander kant van die wal kom, dan moet jy onthou wat hy gedoen het. Wat hy vir jou beteken. En jy moet dit gaan deel met die wêreld. Toe Jesus Christus opvaar na die hemel, het hy vir sy disippels gesê, gaan verkondig die evangelie. En dis vandag nog ons opdrag. Mag ons dit wat God vir ons beteken, gaan verkondig en gaan leef. Amen. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees. Ek glo in 'n ewige lewe. Amen.
Here, ons dankie dat ons vandag weer na U woord kon luister. Dat U ons kon herinner dat U saam met ons die pad stap. U wys vir ons waarheen om te gaan, maar U los ons nooit alleen nie. En wanneer ons in geloof elke tree gee, dan weet ons, Here, ons kan op U vertrou. Ons weet dit is nie altyd maklik nie, Here. Ons weet ons maak baie keer foute. Ons is baie keer klein gelowig en bekommerd oor die water wat sterk afkom, oor dinge wat kan skeefloop, oor dinge wat nie uitwerk soos wat ons noodwendig hoop nie. Maar dan herinner hierdie verhaal ons weer dat U ons nie aan ons eie oordeel oorlaat nie. En daarvoor dank ons U. Dankie dat U die volk gelei het na die beloofde land. Dankie dat U vir die disippels troos en leiding gegee het om die evangelie te verkondig. Maar dankie ook dat daar dieselfde Gees, dieselfde God, vandag ook in ons werksaam is. Help ons, Here, waar ons klein gelowig is. Help ons waar ons twyfel. Help ons waar ons bang en onseker is. En help ons om hierdie week te gaan leef, soos mense wat daar die eerste tree in die rivier vat. Soos mense wat sien hoe die water ophou. Soos mense wat weet, U is by ons. Gemeente, mag julle die genade, die vrede en die liefde van God ons Vader, Jesus Christus sy Seun en die Heilige Gees ervaar. Amen. As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. U woord is ons kompas en U waarheid ons staf. U genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in U lig, ons verkondig U vrede. Dankie, o Heer, dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in U lig, ons verkondig U vrede. Dankie, o Heer, dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in U lig, ons verkondig U vrede.
Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap Op ons gebroke pelgrimspad. op ons gebroken